Ja, partykeer as jy voorberei vir 'n diens en jy ervaar die Heilige Gees kom gee vir jou boodskap, dan is dit dat jy net weet jy moet versigtig trap. Want daar's sekere goed wat ek is baie lief vir die Bybel. Daar's sekere dele wat wanneer mense daaroor preek, dan is daar kontroversie. Nou ek hoop nie daar gaan kontroversie wees vanoggend nie. En ek glo dat die Heilige Gees besig is om ons almal te help om in die waarheid van die woord in te kom. Want dit is wat hy vir ons sê. Hy kom en hy bring die waarheid. Die Heilige Gees het gekom om die woord aan ons oop te breek. So ek wil begin om vanmôre vir julle 'n vraag te vra. Dink julle ons is in die laaste dae? Hoe kan ons seker wees daarvan? Daar's tekens, maar kom ek sê vir julle gou. Die Tessalonisense mense het ook dieselfde gesê as wat ons vanmôre sê. Hulle is in die laaste dae. Petrus, na die uitstorting van die Heilige Gees, sê vir die mense, wat julle hier sien, is wat Joël gesê het, in die laaste dae sal die Heilige Gees uitgestort word. Nou wat nou? Wat nou? Weet jy wat? Dit gaan nie oor die tydperk nie. Dit gaan daaroor dat daar 'n belofte van God is, dat hy sekere goed gaan doen, en daar gaan tekens wees, en aan daai tekens sal ons kan weet, dat dit is die eindtyd, maar ons gaan nie seker wees van presies wat dit is nie. So ek gaan vanmôre 'n bietjie kyk na Bybelse beginsels, veral uit Openbaring uit, oor lering wat gegee word, maar nie uit die feite van die Bybel uit nie. Lering wat gegee word, waar daar aannames gemaak word, oor hoe die uitleg van die woord moet wees. En hierdie verkeerde uitleg, die manier hoe mense kyk na die woord en dan lering skryf daaroor, en daar's soveel van die goed op YouTube beskikbaar. Nou wat is die waarheid? En ek sê altyd, kom ons gaan terug na die woord van God toe en ons kyk wat sê die woord. Nou ek wil soms so 'n bietjie gesels uit Openbaring 13 en Openbaring 19, want daar seker goed wat vir ons uitstaan, en ons almal wag vir die koms van Jesus. Ons weet hy gaan eendag van daai tyd kom. Want hy het self vir ons gesê, Openbaring 22 vers 12, kyk, ek kom gou. Nou ek het 'n bietjie gaan kyk na die Ou Testament betekenis van gou. Dit kan beteken, wanneer dit gebeur, gaan dit baie vinnig gebeur. So met ander woorde, hierdie goed wat ons na kyk in die eindtyd, die goed wat in die laaste dae gaan gebeur, gaan baie vinnig gebeur. En Jesus bevestig, hy kom. En dis die eerste ding wat ek en jy vas moet maak in ons harte, daai wete dat Christus gaan terugkom. En dan wil ek lees uit 2 Tessalonisense 2. En hierdie is vir ons regtig 'n boodskap vir vandag, oor hoe ons moet kyk na die goed wat gaan kom. Moenie so gou verward raak of van stryk gebring word, as iemand vir julle sou sê, die dag van die Here is al hier nie. Of dit nou vir julle gesê word in 'n profetiese uitspraak, of in 'n preek, of in 'n brief wat sogenaamd van ons afkomstig sou wees. Laat niemand julle op watter manier ook al mislei nie. Die dag van die Here sal nie aanbreek nie. En hierdie is 'n baie belangrike teks waarna ons kan kyk vir tekens. Die dag van die Here sal nie aanbreek voordat die laaste afvalligheid gekom het en die wettelose mens, the man of lawlessness, wat vir die verderf bestem was, vir sy verskyning gemaak het nie. Die Engelse tekste sê ook, the man of lawlessness will be revealed.
Nou die einde gaan nie gebeur voordat hierdie ding gaan gebeur nie. Hy sal hom verset teen al wat God genoem word, of wat as heilig vereer word, en hy sal hom bo almal verhef. Hy sal self in die tempel van God gaan sit en voorgee dat hy God is. Nou hier wil ek die eerste ding sommer, laat ons daarna kyk. Daar is baie leringe wat vir ons sê, hierdie ou wat gaan kom, gaan soos Jesus wees. Daar's nie 'n teks wat sê hy lyk soos Jesus nie. Satan verhef hom. Hy wil God wees. Hy wil nie Jesus wees nie, hy wil God wees. Hy wil die heerser wees. Die kern wat ek en jy in ons harte moet vasmaak vanmôre is, Jesus kom, en die fokus moenie wees op wie gaan hierdie persoon wees, wanneer gaan dit gebeur, hoe gaan dit lyk nie. Ons fokus moet wees dat ons onsself voorberei vir daai dag wanneer Christus kom. Ons moet onsself voorberei vir daai tydperk waar daar moeilikheid op die aarde gaan wees. Want hoe bly jy staande? Die Bybel gee vir ons die antwoord. Ons sal nou daarna kyk. As ons kyk na Openbaring, die grootste debatte wat plaasvind, is rondom die anti-kris, die dier, die draak, die valse profeet, en daar's leringe oor elkeen van hulle wat nie strook met die Bybel nie. Nou kom ons kyk net gou. Die woord anti-kris kom nie voor in Openbaring nie. Johannes praat van die anti-kris. 'n Anti-kris is iemand wat teen Jesus is. Maar die woord anti-kris kom nie voor in Openbaring nie. In Openbaring 13 gebruik baie mense die beskrywing van die dier. Ons sê maar, dit is die anti-kris. Hy dalk 'n ander naam deur Johannes. Ons gaan nou 'n bietjie daarna kyk. Die rol van die anti-kris in die eindtyd gaan wees om nasies te mislei. Om 'n stelsel te vestig wat teen God is. Die anti-kris is nie Satan nie. Die anti-kris kry sy krag van Satan af. Openbaring 13 praat van 'n dier met 'n klomp koppe, en daar word lerings gegee dat al hierdie koppe verskillende nasies is, wat teen Israel gaan opstaan, verskillende nasies is wat teen die Here gaan opstaan. Maar ek wil net hier, laat ons kyk na die valse profeet ook, want dan wil ek gaan na Openbaring 19 toe, oor hierdie dier, wat gesê word, dit is 'n stelsel. Die valse profeet, as ons gaan kyk na Openbaring 13, hy lyk soos 'n lam, maar hy praat soos 'n draak. Hy doen tekens en wonders. Hy mislei die mense. Hy bevorder die aanbidding van die dier. Hy laat selfs 'n beeld maak, en dit is ook hierdie valse profeet, wat eintlik in Openbaring 13 nog van gepraat word as 'n tweede dier. Die eerste dier kom uit die see uit, hierdie tweede dier kom uit die land uit. En as jy teruggaan, of verder gaan na Openbaring 19 toe, dan sê daar duidelik vir ons, die dier en die valse profeet wat saam met hom loop, en almal wat die merk van die dier aangeneem het, gaan in die poel van vuur gegooi word. Nou daar's iets baie belangriks in dit wat ons bietjie na moet kyk. As ons teruggaan na hoofstuk 13 toe, die dier met die koppe, as dit 'n stelsel is, hoe kan Openbaring 19 dan sê dat hierdie stelsel gaan in die vuur gegooi word? Dis mense wat in die vuur gegooi word. Dis die anti-kris, dis die valse profeet. Die valse profeet word daar gesê, dis iemand wat
uit die kerk uit gaan kom, en so, dit is moontlik so. Daar's geen bewyse in die Bybel nie. Daar staan nie in die Bybel dat dit 'n kerkleier gaan wees nie. Reg van die begin van die Bybel af tot in Openbaring is daar profete wat betrokke was. Nou, profeet is iemand wat in die kerk is. So ons kan, daai aanname kan ons redelik seker van wees dat hierdie valse profeet gaan uit 'n kerkdenominasie uitkom. Wie die anti-kris is, wie die valse profeet is, gaan ons nie weet totdat hy geopenbaar word nie. Daar's al deur die geskiedenis gesê, hierdie persoon is die anti-kris, daai persoon is die anti-kris, hierdie persoon is die anti-kris. En dit was vals gewees. Dis vals profete wat name gekoppel het aan hierdie tekste. En dan 2 Tessalonisense, hierdie man van sonde, die man of lawlessness, hy verhef homself bo God. Hy sit in God se tempel. Hy maak homself, of hy bring homself in 'n posisie waar almal hom moet aanbid. En ek wil saam met dit vir jou vra, dan kom die valse profeet stel 'n stelsel in van die merk wat almal op hulle voorkop of hulle hande kry. Nou kom ons sê gou iets oor daai merk. 20 jaar terug. Waar was die tegnologie gewees? 20 jaar terug het hulle al gesê dit lyk soos 'n ryskorreltjie wat hier in jou hand ingeplant word. Die laaste 20 jaar het die tegnologie ongelooflik gevorder. En van nou af, totdat Jesus terugkom, totdat hierdie man sy ding gaan doen, gaan dit nog verander. So, daar's geen manier waar daar bepaal kan word op hierdie stadium hoe daai merk lyk nie. Wat sê die Bybel? Die Bybel sê die valse profeet gaan 'n stelsel instel wat mense 'n merk op hulle hand of op hulle voorkop kry. Dis al inligting wat ons het. Die vraag wat ek en jy moet vra op hierdie stadium, gaan jy daai merk vat? Iemand het ander dag gevra, kan jy dit per ongeluk vat? Nee, want as jy gaan kyk na Openbaring 13, wat staan daar? Hulle sal hom aanbid, en dan sal hulle die merk vat. Met ander woorde, dit gaan mense wees wat hom al klaar aanbid, waar die merk gaan vat. So jy gaan nie hom toevallig net kan vat nie. Dis 'n keuse wat jy maak tussen aanbidding van Satan en aanbidding van Christus. Alhoewel dit nie die anti-kris is wat aanbid word op daai stadium, Satan sit agter alles. So dis 'n keuse wat jy gaan maak, en dit gaan 'n moeilike keuse wees. Want as jy nie daai merk het nie, gaan jy nie kan kos koop nie, jy kan nie hospitaal toe gaan nie, jy kan niks doen nie. Die hele ekonomie van die wêreld gaan deur daai merk hanteer word, of die mense wat agter die merk sit. Dit gaan 'n baie moeilike besluit wees. Net na Christus, met die vervolging van die Christene, is hulle voor 'n keuse gestel. Verloon Jesus, of jy gaan in die arena doodgemaak word. Verloon vir Jesus, of jy gaan in die arena doodgemaak word. Daar's een van die Christen vaders wat saam met Johannes op Patmos was, Polycarp, hy was een van sy disippels, hy het gehelp om die Openbaring boek oor te skryf en te versprei. En dit word vertel in die geskiedenisboeke, dat toe hulle by hom gekom het en vir hom gesê het, verloon Jesus, of jy gaan doodgemaak word. Het hy gesê, ek kan nie my Here verloon. En hulle het hom op 'n brandstapel gesit en die vuur aan die brand gesteek, en daar het 'n goddelike wonderwerk gebeur, die vuur het so in die ronde, soos 'n warrelwind om hom gebrand, het hom nie geraak nie. 'n Soldaat het hom met 'n spies doodgesteek. Is jy bereid
om deur trauma, om fisiese seer te ervaar vir Jesus. Daar is soveel getuienisse van moslim terroriste, noem hulle wat jy wil, wat Christene voor die keuse stel. Verloon Jesus of ons maak julle dood, dan staan die persoon se familie voor hulle en hy moet kyk hoe sy familie doodgemaak word. Dis nie lekker goed om te gesels oor nie, maar dis 'n realiteite. Gemeente, ek wil vir jou vra vanmôre, is jy reg om te staan vir Christus wanneer al hierdie goed gaan gebeur? Ons weet nie wanneer dit kom nie. Ons weet nie dat die woord vir ons sê dit kom. Die vraag word gevra, hierdie man of lawlessness en die antichrist, is hulle dieselfde? Dit is twee aparte verskynsels, maar as jy kyk na wat in die Bybel gesê word, wat hulle gaan doen, dan lyk dit of dit dieselfde persoon is. Dit is heel moontlik dieselfde persoon, maar dit is een van die goed wat ons nie weet nie, maar dit word nie vir ons gesê nie. Ons maak 'n aanname daaroor. Gepraat oor die merk. Ons weet nie hoe dit gaan lyk nie. Dit gaan kom. Dis 'n seker feit in die woord. Die wegraping. Ons het dit gesien nie lank terug nie, hoe daar datums aangekoppel is oor wanneer dit gaan gebeur. Jesus het self gesê, is net God wat weet. Nou Jesus die mens het nie geweet nie, maar ek persoonlik glo dat Jesus God weet wat daai datum is. Net hy alleen. Daar's deur die geskiedenis van die wêreld, van die vroeë kerkgeskiedenis af, al datums bepaal. Almal was 'n fake. Moenie laat mense jou omhaal met sulke tipe van goeders nie. Wat is die mooi woord? Ons word almekaar nou gewaarsku teen scams van mense wat jou geld wil steel en hierdie is mense wat jou ewige lewe wil steel. Gaan terug na die woord van God. Gaan kyk wat die Bybel sê oor hierdie goed. Daniël, die 7 weke. Nou ek is nie 'n kenner op Hebreëse getalle en goed nie. Ek glo met my hele hart daar gaan 'n tydperk wees waar goed gaan gebeur. Want Openbaring sê vir ons, daar's goed wat gaan gebeur. Daniël se 7 weke, al wat hy sê is, daar gaan in die middel gaan daar goed gebeur. In die middel gaan daar goed gebeur. Openbaring praat van die seels, die trompette, die bakke van die engele wat hulle gaan die wraak van God uitgiet. Dit staan nie in Daniël wanneer dit gaan gebeur in daai tydperk nie. Die Bybel sê dit gaan gebeur. So jy moet reg wees. Jy moet reg wees. Want die Bybel sê hierdie goed gaan kom. Daai wraak van God wat uitgegiet gaan word oor die wêreld. So ons kyk na die wegraping. Daar's 4 hoofstroom sieninge oor wanneer dit gaan gebeur. En weet julle wat die hartseer is? Meeste van daai voorstanders van daai sieninge gebruik dieselfde teksvers om hulle siening te staaf. Voor die 7 jaar, in die middel van die 7 jaar, in die middel van die tweede deel, aan die einde. Dis nie wat die Bybel ons leer nie. Daar staan nie presies waar dit kom nie, maar wat ek wel vir jou vanmôre kan sê, is gaan terug na die kruis toe. Waar God se wraak uitgegiet is op Jesus. En hulle wat Jesus nie aanvaar as verlosser nie, gaan eendag daai selfde wraak op hulle kry. Waar dit ook al in daai tydperk gaan wees.
as jy jou rug draai op Jesus, as jy hom nie aanvaar as jou verlosser nie. Die woord is daar, die woord word gepreek elke Sondag oor die hele wêreld. Mense wil nie God se woord aanvaar nie. 2 weke gelede was ek by iemand met alles by hulle verkoop klippe, hulle maak klippe by mekaar. Hierdie ene is 22 miljoen jaar oud. Hierdie ene is so oud. En hulle weet wat my standpunt is. O, sê jy nog steeds 6000 jaar? God het daai klip geskaap. Hy het daai klip geskaap. Dit het nie net ontstaan nie. Dit het nie net ontstaan nie. Wat is dit wat jy glo op hierdie stadium? Ek het 'n paar goed sover aangeraak. Wat is dit wat jy glo oor die eindtyd wat jy al gesien het op televisie of lerings wat jy gedoen het of mense na wie jy geluister het? Is dit suiwer woord? Want daar's baie dinge oor die eindtyd wat ons kan regtig waar hierdie koppel met daai koppel, met daai koppel, met daai koppel en ons maak 'n lering daaroor. Maar wat is dit wat die woord vir ons sê? Die woord sê hierdie mense kom. Die woord sê hulle gaan moeilikheid maak vir ons wat vir Jesus volg. Maar die woord sê vir ons, trek aan die wapenrusting van God. Nie om te beklei nie. Nie om te beklei nie. Daar's leringe wat 'n spies inbring by die wapenrusting. Daar's nie 'n spies in die wapenrusting nie. Die wapenrusting is vir jou om staande te bly. Dis 'n blou druk wat die Here vir ons gee. Vir alles in die gees. En al gaan jy daai wapenrusting aantrek, beteken dit nog nie dat jy nie die goed gaan deurgaan nie. Dit beteken net dat die Here beskerm jou en hy stel jou in staat om te kan staan. Of jy jou lewe gaan verloor en of jy dit nie gaan doen nie. Dat jy weet dat jy weet dat jy weet dat jy by die Here gaan uitkom deur al hierdie goed wat gaan gebeur. Kom ons kyk 'n bietjie na wat Jesus gesê het oor die eindtyd. Matteus 24. Kom ons praat bietjie oor Matteus 24, Matteus 25. Want dis mos die lekker gedeelte wat ons gaan uithaal om te praat daaroor. Ek het lank terug, toe ek nog jonk getroud was, het ek en Marita in 'n kerk gewees en die dominee het altyd gesê, ja, julle wil net die veilige sange sing en julle wil net die veilige gedeeltes in die Bybel lees. Dis daar waar jou duim elke slag oopmaak, wat jy al jou vingerwerke daar af het. Wat is dit wat Jesus vir ons kom sê het? Jesus wat geweet het wat kom. Jesus wat God is, voor die grondlegging van die aarde af. En Jesus is die een wat eendag Satan gaan vernietig. Kom ons kyk 'n bietjie, ek gaan vir jou teksgedeeltes gee ook. Ons kyk na Matteus, Markus en Lukas, maar veral Matteus 24. En die heel eerste een wat Jesus vir ons sê, en dit sluit aan by 2 Tessalonisense. Moenie mislei word nie. Hy het gesê, daar kom vals profete. Profete het gepreek ook in daai tyd.
Pas op vir misleiding. Die Heilige Gees gee vir ons die gawes. En een van die mees belangrikstes vir almal van ons is onderskeiding. Dit is nie om te sien of daar 'n gees is of daar 'n demoon is nie. Is om te bepaal wat die waarheid is. Wat is die waarheid van die skrif? En ek het al, toe ek begin preek het ek gesê, gaan toets dit wat ek preek op 'n Sondag om te kyk of die woord suiwer is. Nie om uit te stap en sê, dit was 'n mooi preek nie. Maar in te gaan en te gaan kyk wat die Here verder vir jou wil sê. Pas op dat niemand julle mislei nie. Dit vertel ons net weer van die vals Christusse, die vals profete wat mense gaan mislei. Ons fokus hierop moet wees geestelike onderskeiding. Jy moet onderskei. En dan die tweede ene, Jesus sê vir ons daar kom moeilikheid. Hy sê vir ons daar kom moeilikheid. Oorloë, gerugte van oorloë, hongersnood, aardbewings, verdrukking, vervolging. En dit was al reeds daar in Jesus se tyd het al hierdie goed gebeur. Deur die laaste 2000 jaar het hierdie goed gebeur. Maar Jesus wys na die einde. Hy wys na die einde. Hy verwys nie na die goed wat klaar gebeur het nie. En hy noem hierdie die geboortepyn. En wat sê dit vir ons? Dat die goed nog nie plaasgevind het nie. Dat dit besig is. Dat dit besig is om klaar te vorm. Want daai babietjie wat nou nog nie gebore is nie. Daar kom geboortepyn. Gelukkig, ons mans weet nie heeltemal wat dit is nie, die vrouens weet. Maar as daai geboortepyne kom, dan weet jy, die tyd is nou hier. En Jesus sê, al hierdie goed is geboortepyne. So ons weet, die einde is naby. En hierdie, wat Jesus hierna verwys, is nie net die einde self nie. Dit is tekens van 'n gebroke wêreld. Ons is stikkend. Die wêreld is stikkend. Die wêreld is siek. Hoe volhard jy? Die volharding is die hooftema van wat Jesus vir ons sê. Matteus 24 vers 13. Hy wat end uit volhard, sal gered word. As jy bly staan, gaan jy daar redding hê. Jy gaan daar wees wanneer Christus kom. Om saam met hom in die ewigheid te wees. Volhard. Jesus beklemtoon dit aan mekaar. Hy sê ook, baie gaan afvallig word. Baie se liefde vir hom gaan lou raak. Hoe is jou liefde vir die Here? Hoe is jou liefde vir die Here? Is daar dalk redes dat dit so 'n bietjie afgekoel het? Is daar dalk redes dat jy net by 'n plek gekom het dat jy sê ek is moeg vir alles. Ek wil nie meer aangaan nie. Onthou net, die Heilige Gees is daar om ons deur hierdie tye te help. Jesus praat hier van mense wat wegloop van die kerk af. Van mense wat moedswillig 'n ander rigting inloop. Wat nie meer kans sien om saam met Christen boetas en sissies in die kerk te kom sit om saam God te aanbid nie.
Want ek weet, jy sit hier as 'n individu vanmôre en luister. Maar jy's hierso omdat jy deel is van die kerk wat Christus begin het. Dit beteken baie. Dit beteken baie. Ek dink partykeer dan verloor ons net 'n bietjie uitsig uit. Weet jy hoe bevoorreg is jy dat Christus jou ingetrek het in die koninkryk? Daai dag toe jy gesê het, Here, hier is ek. En ek weet daar sommige wat voel of niks sin maak meer nie. Ons sal saam met jou bid. Volhard in getrouheid om die Here te volg. Want jy is 'n seun en dogter van God. Onthou dit. Jesus sê die evangelie moet eers wêreldwyd versprei word. Dit wat interessant is van vers 14 hier, in hierdie hele lering wat Jesus gee oor die eindtyd, is dit die enigste sin of die enigste stukkie wat hy praat van wêreldwyd. Global. Hy sê, die woord moet wêreldwyd verkondig word. Ek weet nie hoeveel wêreldgroepe daar nog is wat nog nie die woord gehoor het nie. Maar dit kan nie baie wees nie. Hierdie evangelie van die koninkryk sal in die hele wêreld verkondig word. En as Jesus dit sê, dan gaan dit gebeur. Dit gaan gebeur. Dan die volgende een, Matteus 24 vers 36 sê Jesus, van die dag en die uur weet niemand nie, ons het net oor daaroor gepraat. Ons moenie fokus op die tyd nie, of 'n datum nie. Want ons gaan nie daai datum kan uitwerk nie. Ons gaan nie daai tyd kan uitwerk nie. Selfs die engele weet dit nie eers nie. Maar God weet wanneer. Hy ken die tyd. Ek en jy moet regmaak. Ons moet waaksaam wees. Ons moet ons nie toegooi met allerlei goeters wat ons koppe de mekaar maak nie. Gaan kyk wat sê die woord van God. Jesus praat oor sy terugkom, soos die weerlig wat van oos na wes verskyn. Hulle sal die seun van die mens sien kom op die wolke. Ek en jy gaan hom ontmoet in die wolke. En die ding wat ek en jy hier moet verstaan, is Jesus praat nie hier van sy tweede koms wanneer hy kom om te kom oordeel nie. Ons gaan hom tegemoet in die wolke. Sy terugkom aarde toe gaan eers daarna plaasvind. Dit gaan sigbaar wees. Left Behind fliek sien 'n mens net, woep, hier val 'n klompie klere, hier val 'n klompie klere en as in stilte, weet jy wat, dit gaan nie in stilte wees nie. Daar gaan trompet geblaas word. Ons weet hoe hard Johannes die ramshoring kan of die koedehoring kan blaas. Op daai dag, as daai engele, daai ramshorings of daai trompette gaan blaas om aan te kondig dat Jesus hier is, die hele wêreld gaan bewe. Die aarde gaan fisies bewe van daai klank. Dit gaan nie in stilte gebeur nie. Die wêreld sal weet wat aangaan. Daar's niks van 'n geheim wat verbonde is aan daai oomblik wanneer ons vir Jesus gaan ontmoet nie. Jesus beklemtoon waaksaamheid. As ons kyk na Matteus 25, die lering oor die maagde, die 10 maagde in die olie, van hulle was reg en van hulle was nie reg gewees nie. Jesus sê maak reg. Julle ken nie die tyd nie,
So maak reg, wees daar. Die talente wat ons gekry het, wat maak ons daarmee? Die groot tema wat Jesus vir ons aan mekaar gee is, wees reg. Wees reg. En dan, Matteus 25, daarvan vers 31 tot 46. Laat ek dit net gekry, ek wil die teks vir ons lees. Wanneer die Seun van die mens in majesteit kom en al die engele saam met hom, sal hy op sy koninklike troon gaan sit. Al die volke sal voor hom bymekaar gebring word en hy sal die mense van mekaar skei soos 'n wagter die skape en die bokke skei. Die skape sal hy regs en die bokke links van hom laat staan. Dan sal die koning vir die aan sy regterkant sê: Kom julle wat deur die Vader geseën is. Die koninkryk is van die skepping af van die skepping van die wêreld af vir julle voorberei. Verstaan jy vanmôre wat Jesus hier gesê het? Jy's uitgekies voordat skepping plaasgevind het. Neem dit as jou erfenis op. En dan, en hierdie het my weer hard geruk hierdie week toe ek voorberei het. Want ek was honger en julle het my iets gegee om te eet. Ek was dors en julle het my iets gegee om te drink. Ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Ek was sonder klere en julle het vir my klere gegee. Ek was siek en julle het my verpleeg. Ek was in die tronk en julle het my besoek. Sê dit vir die wat uitgekies is om saam met hom te gaan. Julle het dit gedoen, daarom staan julle hier. En vir die aan sy linkerkant het hy die teenoorgestelde gesê. Ek was honger, julle het nie vir my iets gegee om te eet nie. Ek was dors, julle het my niks gegee om te drink nie. Ek was 'n vreemdeling en julle het my weggejaag. Toe ek siek was, het julle my nie besoek of genees of gehelp nie. Toe ek gebind was in 'n tronk, het julle my nie besoek nie. Ek wil vanmôre vir jou vra, as ons vanmôre eerlik met mekaar moet wees, waar staan ons ten opsigte van Matteus 25? Die Here kom ons nie veroordeel vanmôre nie, want hy kom vanmôre met 'n hart van liefde om met ons te praat. Wat doen die kerk? Wat doen die kerk? Praat nie net van ons nie, praat van die kerk van Christus. Is die kerk van Christus aan die regterkant op hierdie oomblik, of is hulle aan die linkerkant, waar dit kom by dit wat die Here wil hê, wat hier gedoen moet word? Ons moet die Here aanbid. Dis waarvoor ek en jy hier is. Hoe aanbid ons hom? Deur gehoorsaam te wees. Wees lief vir mekaar. Die goed wat hy hier genoem het, dis goed wat gebeur, wat uit liefde uitkom, wat uit omgee uitkom. Ek weet daar's baie kerke wat programme het, kosgee programme en alles. So 2 of 3 jaar terug met die onderste in KwaZulu-Natal was daar 'n kerkleier wat gesê het, miljoene gegee. Gesê, hierdie sit ons op die map. Ek en jy moenie in hierdie kerk sit om op die map gesit te word nie. Ek en jy moet die Here lief hê. Ek en jy moet gehoorsaam wees aan hom.
Ons moet die leiding van die Heilige Gees ernstig opneem. Dit is hierdie goed wat ek nou vir jou gelees het. Dit is wat Jesus persoonlik gesê het oor die eindtyd. Wat hy persoonlik gesê het oor wat hy kom, die oordeel wat hy bring. Dis die eerste oordeel, daar's ander oordeel, dis die eerste oordeel. Om te kyk hoe ons teenoor mekaar opgetree het, want hy sê dit, as julle so optree teenoor mekaar, dan is dit ook hoe julle optree teenoor my. Ek en jy het belangrike besluite om te neem in ons lewe, as ons nie al die besluite geneem het nie. Om regtig seker te maak oor waar ons staan in ons verhouding met die Here. Want dit is lekker om te sê, ek's 'n Christen. Ek's 'n volgeling van Christus. Ek het hierdie week tyd spandeer met een van die politieke leiers van een van die kleiner Christen partye. En ek het ook net gesê, want daar is gesê, I've got a mandate from God. En die dokumente sê, ons is Christene. My woord aan hom was, moenie sê op papier dat jy 'n Christen is nie, gaan wys dit daar in die gemeenskap. Ek en jy moet nie 'n label om ons hang om te sê ek is 'n Christen nie. Dit wat ons doen, moet die teken wees dat ons 'n volgeling van Christus is. Al hierdie goed waaroor ek met jou gepraat het, is goed wat gaan gebeur. Ons kan seker wees as van dit dat ons nie die detail weet nie. Ons weet Jesus kom. Ons weet voordat hy kom gaan daar klomp nonsens wees. Ons weet dat hy vir ons die wapenrusting gegee het om staande te bly. Ons weet dat hy sy Heilige Gees vir ons gegee het om ons voor te berei vir die dag wat Christus terugkom. En ons weet dat hy vir ons gevra het, wees lief vir mekaar. Wees daar vir mekaar. Ons het die woord van God. Wat maak ons met daai woord? Wat maak ons met dit wat Jesus vir ons gevra het om te doen? Wat maak ons met die waarskuwings wat hy vir ons gegee het? Hoe ernstig is ons daaroor? Jy kan daai vraag vir jouself beantwoord vanmôre. Hierdie woord, soos ek net nou gesê het, is nie 'n woord van aanklag nie. Dis God wat kom om ons op te lig. Om ons te sê, pas op, daar's vals uitsprake oor die woord. Maak seker dat jy op die regte plek staan, dat dit wat jy leer, die waarheid van God se woord is. Die Here sal jou help. Hy's daar vir ons almal. Hy weet wat hy wil doen in jou lewe. Hy het dit lankal voorberei. En my gebed vanmôre is dat die Heilige Gees vir jou so kom net vashou, dat hy hierdie woord van God diep binne in jou hart kom vasdruk, en jou hartkamers toemaak, dat die woord nie daar kan uitkom nie. Het gaan oor Jesus. Het gaan net oor Jesus. Ek en jy is geroep as diensknegte in die koninkryk van God. Kom, laat ons opstaan. Kom, laat ons stap op daai pad wat hy vir ons voorberei het. En ons weet, dan word die Here verheerlik deur elke ding wat ons doen. Dan word hy verheerlik as die ware God wie ons aanbid. Dan word hy verheerlik as God die Skepper. As God
die verlosser en as God die helper. Amen. Die Gees en die bruid sê, kom. En elkeen wat die Here hoor moet sê, kom. Elkeen wat dors het, moet kom. Elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry. Verniet. Mag die liefde en die teenwoordigheid en die omgee van ons Vader en van Jesus en van die Heilige Gees met jou wees, totdat hy ons kom haal. Amen.